Is dit goed om bendes te hê wat rondom 'n skool woon? Gewoonlik nie. In Porto Tejada, Colombia, het iets goed hieruit voortgespring. Die Adventiste skool in Porto Tejada is al vir byna 70 jaar besig om kinders in hulle gemeenskap op te voed. Met tyd het baie gevaarlike bendes in die stad ingekom. Vandag is daar ongeveer 70 bendes hier in die dorpsgebied. Die Adventiste skool het ouers aangemoedig om hulle kinders in te skryf as gevolg van die Christelike waardes wat hulle hier leer. Die ouers hoop dit sal hulle kinders weghou van hierdie gevaarlike lewenstyl. Hierdie inrigting is 'n toevlugsoord. Dit is 'n toevlugsoord aangesien ons ongelukkig in ons dorpsgebied 'n vlaag van geweld in die gesig staar van kinders wat in bendes betrokke was. En baie ouers soek na 'n manier om skuiling te vind in daardie inrigtings wat kan help dat hulle kinders sal groot word in 'n gesonde omgewing met 'n beter perspektief en 'n beter visie in terme daarvan om beter burgers te wees. Ten spyte daarvan dat die skole uitstekende Christelike omgewing voorsien, sluit sommige studente nog by bendes aan. Een student van hierdie inrigting het in die wêreld van bendes, dwelmverslawing en roof betrokke geraak en hy het een van die mees berugte skobbejakke geword wat daardie dorpsgebied getruiter het. Selfs al het hierdie voormalige student 'n magtige bendeleier geword, het hy nog steeds 'n sagte plekkie gehad vir die Adventiste skool van sy kinderdae. Een oggend het die kapelaan die skool binnegekom om te vind dat baie rekenaars en waardevolle items gesteel was. Hy het geweet dat die bendelede daarvoor verantwoordelik was. Hy het besluit om sy bendeleier vriend te vra vir hulp. Hy het my onmiddellik gesê dat hy gaan uitvind wie daardie items gesteel het. Na 30 minute het hy my geskakel en vir my gesê dat hy weet wie dit gesteel het en waar dit was. Almal het gebewe omdat hy die leier was. Hulle het alles wat verlore was teruggebring. Die video, die rekenaars, die waaiers en het onmiddellik afgelewer. Sedert daardie dag het die Adventiste skool groter en groter geword. Hulle het te veel geword vir die huidige klaskamers en het begin om nuwe klaskamers te bou. Ons het 'n huidige konstruksieprojek hier in hierdie inrigting wat ongeveer 3 of 4 of selfs 5 verdiepings hoog gaan wees in die voorskoolarea. Este es el nuevo proyecto que nosotros tenemos aquí en la Corporación Educativa. Hierdie is die nuwe projek wat ons hier by die opvoedkundige inrigting het. Ons wil 'n spasie ontwikkel waarin 'n beter diens voorsien kan word. Tener la oportunidad de brindar un espacio para nuestros profesores. Ons wil die geleentheid hê om 'n ruimte vir ons onderwysers te voorsien, aangesien ons gebrek het aan 'n bymekaar kompleks spesifiek vir ons vergaderings in die ou gebou. Daar sal ook 'n ruimte wees waarin daar plek sal wees vir ontspanning vir die studente. 'n Deel van U13 Sabbatoffergawe sal gaan om te help om die konstruksie van hierdie nuwe klaskamers en kantore te voltooi. Bid asseblief vir die opvoedkundige werk in Porto Tejada. Selfs al is dit gevaarlik, word studente se lewens deur die skool verander. Dankie vir u ondersteuning van sending dwars deur die wêreld.